Ons is vanaand weer hierso en daarom groet ons julle in die lieflike naam van Jesus Christus, die koning van die konings, die Here van die Here, die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Dit wat jy en ek nodig het, die verlosser, om ons te verlos van alles wat ons terughou, om nie te weet nie, of om nie te doen nie, wat God wil hê ons moet doen en weet nie. Is belangrik. Ekskuus. My keel is so 'n bietjie aanborstig. Is my senuwees. As ek hier staan, is ek altyd senuwee verrak. Maar in elk geval. Ek het nou met julle gekuier rondom die bruid en dat ons in die Bybel moet lees, Openbaring 21, oor hoe die bruid lyk. En ek hoop van julle het al regtig daar gaan lees, deur daai hele Openbaring 21 en die eerste gedeelte van 22 ook, om te sien hoe God se afbeeldsel en skadu geplaas is in die woord van God, vir jou en vir my, vir ons geestelike lewe, dat ons kan weet hoe ons moet gereed maak om in die bruid te wees. Nou as ek sê in die bruid, omdat hy sê die nuwe Jerusalem is die bruid. Nou, die stad kan nie daar wees as daar nie mense is nie, want jy en ek en die wat dan in die bruid gaan wees, maak die stad. Maak die stad. En kyk, God gebruik baie verskillende metafore en gelykenisse en so en baie, wat in baie van hulle beteken basies dieselfde ding. Maar om te dink aan die bruid, ons moet, net soos in die tabernakel, dit is vir my, as 'n individu, is dit vir my hoe ek moet loop. Maar ook vir die gemeente is dit hoe om te loop, hoe om te maak. Dit is vir die individu, sowel as vir die gemeente. So, as jy in die bruid wil wees, of as jy die nuwe stad wil wees, dan as 'n individu, sê Paulus, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Heilige Gees in julle wil woon nie? Met ander woorde, as ons nou dit so wil beskou, dat die Heilige Jerusalem is die bruid, maar ons moet daarin wees, die tempel moet in daardie nuwe Jerusalem wees. Verstaan julle wat ek sê? Dis net soos die tempel ook in Jerusalem gebou is. Die tempel van God ook in Israel nou, is in Jerusalem gewees. Hulle wil hom weer daar bou. Maar nou ja, dis nou hulle saak. Ons is hier in die hemelse lering van God, die nuwe Jerusalem, wat dit vir jou en vir my beteken. Nou, ek wil vir julle ook 'n paar goedjies weer voorhou. Ek wil die woord van die Here vir julle wys. En dan kan julle besluit. Maar voor ek aangaan, wil ek gou sê, iemand het vir my gevra, rondom die grootte, Jan en Leonie, julle het my in die diepkant ingegooi, maar ons het 'n paar uur gebruik, want mense het nou gedink, ja, dis 1,5 myl, maar ek het dit nou gelos as ek klaar hierdie stukkie met julle gedeel het, wat ons nou eintlik, wat ek dit graag wou doen, dan gaan ek vir julle 'n bietjie paar skrifte wys rondom die grootte, daardie 1,5 myl by 1,5 myl by 1,5 myl in Foursquare. Ok, so kom ons gaan aan en ons kyk na hierdie skriffies wat ek hier neergesit het. 21 vers 2, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid vir haar man versier is, wat vir haar man versier is. Ek sit dit net weer op, dat jy kan die skriffies sien, waar ek daaraan kom. Want baie mense ken nie regtig die skrif nie. So ek wys net vir julle weer 'n keer, Openbaring 21 vers 2, wat hy vir my sê daar. Nou ja, nou 21 vers 18, en die bruilof van, ekskuus.
En die boustof van sy muur was jaspe. En die stad was suiwer goud, so suiwer glas. Nou, ek wil net hier ietsie noem. Die stad, met ander woorde in die nuwe Jerusalem, die bruid dan, en as jy daar volgens lewe, moet jy so lyk, jou muur moet ook jaspe wees, en was suiwer goud. Goud is goddelik. Jy moet goddelik wees. En wat? So suiwer glas. Glas is deursigtig. En ons het dit al 'n ander plek ook gesien, dat wanneer jy bruid wil wees, moet jou lewe deursigtig wees. Daar moet nie geheime in jou wees nie. Niks geheime nie. Alles moet openbloot voor God wees en voor die mens. En die fundament van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fundament was jaspe, tweede safier, die derde galkedoon, ekskuus ek het nie reg uitspreek nie julle ouens, die vierde smarag, die vyfde sardonkus, die sesde sardius, die sewende krisoliet, die agste beryl, die negende topaas, die 10de chrysopraas, die 11de hyacint, die 12de amethyst. Nou ja, ek weet nie wat al daai goed beteken nie. Al wat ek weet, dit is edelgesteentes. Nou edelgesteentes is waardevol. Dis waardevol. Nou wat in die geestelike kan vir jou waardevol wees? Nie 'n kar of meubels of 'n huis of wat ook al nie. Dit moet geestelik wees. Wat is vir jou dan belangrik om geestelik waardevol te wees? Om geestelik waardevol te wees, dink ek, dis om God se woord te ken. Want dit is waardevol. Dit is eintlik baie belangrik om God se woord te ken. Want hy sê in Hosea 4 vers 6, my volk gaan te gronde weens die gebrek aan kennis. En omdat jy my kennis vergeet het, of liewer omdat jy my kennis weggewys het, verwerp het, dankie my vrou, sy moet my help, hy weet jy, die ouderdom vang my. En omdat jy my kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. En jy sal nie vir my die priesterambt bedien nie. Daai priesterambt beteken, jy is die tempel van God, jy is die tempel waarin 'n priester moet dien om hom skoon te hou, om hom reg te hou, om die lampies op te steek, etc. So jy is die priester in jou tempel, wat veronderstel is om God se tempel te wees. So, hy sê, jy sal nie vir my die priesterambt dan bedien nie. Jy sal jouself nie kan voorberei vir God nie, omdat jy het nie die kennis om dit te doen, dit maak sin. En dan sê hy, omdat jy my wet vergeet het, hy sê nie, gaan ek dink daaroor nie. Hy sê nie, ek sal dit miskien doen nie. Hy sê, omdat jy my wet vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Dis scary. Jy weet, ons lees nie hierdie goed nie. Dan kan jy vir my sê, ag, maar is Ou Testament. As jy so dink, maar 2 Timoteus 3 vers 16, 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee, nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing en weerlegging. So, dit is belangrik dat ons moet van buite soos edelgesteentes lyk. Want die edelgesteentes is die verborgenhede, want edelgesteentes is nie orals nie, jy loop nie in die straat en kry dit orals nie, net so in die Bybel, jy lees nie net sommer en kry edelgesteentes daar nie, nee, dis die verborgenhede wat in die woord van God is. Hy sê, vir wie wil ek die kennis leer, vir wie wil ek die openbaring verstaanbaar maak, soos jy jou openbaring verstaan kry, deur die Gees, dan is dit 'n edelgesteente. So jou muur, wat ander mense sien van buite af, moet hulle dit ervaar. Jou muur lyk soos edelgesteentes, want jy lewe volgens die woord, en jy poog om God te behaag, en om mooi te lyk geestelik. Kom ons gaan aan. En hy het my getoon 'n suiwere vuur,
van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Hoekom ek hom hier gesit het? Dat jy moet weet, dat in die nuwe Jerusalem is die troon van God. Ons het dit al gekyk, maar ek herhaal dit net weer, net om jou gedagtes daarop te sit, dat ja, in die nuwe Jerusalem gaan die troon van God wees. Nou, wat is, as ons kyk na die afbeeldsel en skadu, dan sien ons, God was bo op die genade troon, wat op die ark van die verbond was. Wat was in die ark van die verbond? Die wet van God. Nou ja, nou weet ek, party mense sê, ja, die wet is verby, is oud-testamenties. Jy moet tog laat ek vir jou wys, wat die wet werklik is. Wat die werklik is. Dit is die wet, daar sal nie een Jode of titel verval nie. Ek praat nie van die Mishnah nie, ek praat nie van die wet as jou bees, die ander een dood stamp, moet jy die ou soveel betaal en bla bla bla, al daai goed is nie. Ek praat van die Dekaloog, die 10 gebooie, dis nog net so vas as dit altyd was. Nie een van daai goed het verander nie, ook nie die Sabbat nie. Nou kan jy vir my sê, is jy dan nou 'n Sabbatariër? Nee, ek is nie. Ek is nie. Ek hou die Sabbat, maar ek hou dit volgens die woord van die Here. Ek hou hom nie op 'n Sondag of op 'n Saterdag nie, maar miskien kan ons later aan daaroor ook praat, volgens die Bybel. Ek lees net hierdie goed alles in die Bybel. OK, kom ons gaan aan. So die troon van God is aan. So eintlik sê dit, dat in jou, sal God se insettinge en gebooie en die Dekaloog wees. Dit sal daar wees, altyd in jou mind, sal God se woord wees. OK, ons kyk nou na 'n afbeeldsel en 'n skadu. Esra 5 vers 12. Maar omdat ons vaders, kyk nou mooi, wat het ek in rooi hier, die God van die hemel vertoorn het. Ek wil 'n wyse afbeeldsel en 'n skadu van die nuwe Jerusalem in die Ou Testament. Die God van die hemel en die hemel vertoorn het hy hulle oorgegee in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, die Galdeer. Hy het hierdie huis verwoes en die volk na Babylon weggevoer. Hy het nie net die tempel verwoes nie. Hy het ook Jerusalem se mure afgebreek. Hy het die mure, hy het alles verwoes. Staan daar, verwoes. Daar het niks oorgebly omtrent. Nou ja, nou gaan ons kyk wat hier gebeur het. Ek het nou nie al die skrif nie, dit sal ons 'n maand en 'n aand vat om deur alles duidelik te gaan. So ek het net 'n paar skrifte uitgetrek, net om jou te wys, as jy nou wil verder gaan studie, dan gaan lees jy daai hele Esdra en jy gaan bietjie om dit in en jy gaan soek 'n bietjie wat noem mens kruisverwysing. En dit is hoe 'n mens eintlik dan dit moet doen. So, hulle het die hemel vertoorn, die God van die hemel vertoorn. Nou, wat gaan vandag aan? As jy in die wêreld kyk, en jy kyk na YouTube, en jy kyk wat aangaan, jy kyk na die nuus, en jy kyk na alles, en jy kyk na die kerkwêreld, en jy kyk net oral om jou, dan sien jy hoe die Satan, en dit is Nebukadneser dan nou in hierdie geval, hoe hy ons tempel, ons heilige Jerusalem, ons as bruid vernietig. Hoeveel mense het regtig 'n muur wat soos goud lyk, deursigtig? Kom ons gaan aan. Die geskiedenis van Nehemia, dis nou nie sy regte geskiedenis nie, maar dit gaan oor Nehemia, jy kan dit alles gaan lees. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Nou ons weet dat daar 12 poorte in die nuwe Jerusalem gaan wees, né? Aan elke windstreek. Nou ons gaan later aan daarna kyk,
Maar, wat sê hy hierso? Hy sê, nadat hulle dan nou, die Israeliete, die volk van God, nadat hulle God vertoorn het God dit toegelaat dat Nebukadneser kom en hulle wegvoer Babel toe. En toe het hy natuurlik die mure afgebreek. Nou sê hy, die mure van Jerusalem lê stikkend. Nou ek gaan vir julle sê, dink 'n bietjie geestelik, hoeveel kinders van die Here, wat die Here al gedien het, wat al gesmaak het die heerlikheid van God, se mure lê stikkend vandag. Hoeveel mense, miskien joune, miskien myne, ek weet nie, ons ken nie almal nie, maar God weet, hoeveel van die mense wat veronderstel is om bruid te wees, wat hy nie genooi het nie, maar wat hy uitverkies het besluit, ek gaan nie verder nie. Die wêreld is te lekker. En onthou net, ek sê, ek preek vir myself ook. Ek hoor wat ek sê. Ek sien wat ek lees. Ek verstaan wat ek lees. Ek is nie uitgesluit uit hierdie storie, verhaal, waarheid, wat in die woord staan nie. Glad en geheel nie. Niemand is uitgesluit nie. Nehemia 4 vers 1. Maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg. En hy het met die Jode gespot. Vers 3. En Tobia, die Ammoniet, het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as 'n jakkals daarteen opspring, sal hy hulle klipmuur omgooi. Is dit nie wat vandag gesê word deur die wêreld nie? Is dit nie wat gesê word deur hulle wat God nie wil dien nie? Hulle sê hulle is Christene. Is dit nie wel dit sê, ag man, daarin om te streef om die bruid te word, om jou nou so eng te lewe en so, wat is die woord? Daar's 'n woord daarvoor. Liefie, help my. As jy te is, te heilig of wat ook al, as jy dan so nou geset wil wandel, ja, daar's die woord, nou geset wil wandel. Ons sal sien hoe ver kom jy. Jy sal dit nooit maak tot die einde nie, man. Dis beter in dien die wêreld. Geniet die wêreld. Seize the moment. wat lekker kan wees. Maar in elk geval, mense, ons het ook mense. En daardie Sanballat was 'n Samaritaan. Die Samaritane, wag, ek moet nie spring nie, ek dink ek het dit hierso iewers ingesit. Sanballat en 'n klomp ander Samaritane het almal met mekaar 'n sameswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Is dit nie wat gebeur nie? Daar word soveel verwarring gestig deur mense wat nie regtig die woord ken nie. Ek meen, en dan sê hulle dinge wat nie die waarheid is nie. Wat nie die waarheid, hulle stig verwarring. In die kerkwêreld is daar soveel verwarring. Die Samaritane was afstammelinge van die Jode wat met heidene ondertrou het. Dis presies wat vandag hier gaan. Ek meen, hoeveel die wêreld is nie jy's nie Christene eintlik in Suid-Afrika nie. Nou, jy moet nie kwaad wees vir my nie. Dink 'n bietjie, as jy met persentasie vat. Persentasie. Hoeveel mense dink jy dien regtig die Here? Jy weet, ek wil dit nou noem, want ek noem dit altyd vir mense, as ons praat oor hierdie ding, van wie is reg en wie is verkeerd, wil ek jou nou vandag 'n vraag vra. Toe Abraham Isak as seun gehad het, toe roep hy sy helper, sy diensknegt, en hy sê vir hom, jy moet gaan en vir my seun Isak 'n vrou gaan haal. Toe sê hy, maar jy moenie die vrou vat uit daai stam nie, jy moet vir hom 'n vrou gaan haal. En hy gaan toe, en hy was baie bang nogal. En as God, die Vader, vandag vir jou moet sê, gaan jy en gaan haal vir my
'n bruid wat saam met my op 'n troon gaan sit, wat saam met my gaan oordeel, wat vir ewig by my gaan wees, met wie ek een gaan wees. Gaan soek jy vir my in jou familie, nie in die wêreld nie, gaan net in jou bloedfamilie, jou broer, susters, pa, ma, ouma, oupa, oom, tannie, jou bloedfamilie, en gaan kyk wie is daar in jou familie, jou bloedfamilie, wat jy sal kan met 'n opgewondenheid, met sekerheid, kan na God toe neem en sê, Vader, ek dink dat hierdie persoon is goed genoeg om Jesus se bruid te wees. Ek sukkel daarmee. Maar dink jy net daaraan, wie sou jy kies? Hoeveel in jou familie sal jy kies? Jy weet, ons lees dit in Jeremia 3, dat hy sal neem, een uit 'n stad en twee uit 'n geslag, en hy gaan hulle bruid maak. Dit is wat daar staan. So, ons moet so lewe, asof die Here môre gaan kom, maar ook, asof hy nog 'n lang tyd gaan wag, voor hy kom. Kom ons kyk. Ja, ek wil net teruggaan na die Samaritane. Jy weet nou, in ons lewe hier, kry jy kerksmense, en daar's soveel mense wat in die gemeente is, wat nie regtig God dien nie. Hulle gaan net om hulle gewete te sis. En ek is nie snaaks nie, maar baie van die mense weet dit. Hulle hou nie daarvan om kerk toe te gaan nie. En as hulle hou daarvan, is dit net vir die jolly, die jolly, die sing en die halleluja en as daar wonderwerke is. Net soos in die ou dae met Jesus. Hulle het hom gevolg net vir die wonderwerke en vir die visies en goed. Mense, julle moet regtig dink oor hierdie goed. Nehemia 4 vers 16. En van die dag af was die helfte van my mense besig met die werk. En die ander helfte het die spies en die skild en die boë en die pansers gehou, terwyl die owerstes agter die hele huis van Juda gestaan het. Kom ons gaan aan. Van die bouers aan die muur het die losdraers hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werpspies vasgehou het. Ek wil net in jou imagination, sien net hierdie beeld. Die ouens staan hier met 'n troffel. Hy gooi die dagga op die muur, maar met hierdie hand hou hy die spies vas, die werpspies. Mensies, dit is soos wat ek en jy, ons mure wat afgebreek is, maar as jou nou nie afgebreek is, dan hoef jy nou nie te worry nie. Maar wat ek moet doen, waar my muur seer gekry het, deur my nalatigheid, laat ek dit nie opgepas het nie, en dat ek God vertoornd het, moet ek met my een hand, moet ek die woord van God, die spies, die swaard hou, en ek moet ek veg teen die vyand, teen die Samaritane, wat my wil, my muur nie wil laat opbou nie. Dis hoekom ek hierdie daarin is. So, ek en jy het 'n worstelstryd, wat hy in Efesiërs sê, magte, owerhede, heersers van die duisternis van hierdie wêreld en bose geeste. Dis wat ons moet veg, maar jy kan dit nie veg as jy nie een hand die swaard vashou, die woord van God, en met die ander hand bou jy jou muur nie. Ons moet dink daaraan, hoe ernstig hierdie saak is. Dis 'n afbeeldsel en skadu. Die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, of hoe danig is die plek van my rus? Vra net jouself af, watter soort huis bou jy vir Jesus? Watter soort huis bou jy vir die Heilige Gees? Dink jy regtig dat die Heilige Gees is gelukkig om in jou te woon? Dink net. Hou jy die verbond wat daar tussen jou en Jesus is, wat nou langs die Vader sit? Die verbond is 'n belangrike ding, en die betekenis van die verbond, as jy gaan kyk
in jou hart, dan sê dit, dis samewerking tussen twee partye om 'n spesifieke einddoel te bereik. Daai spesifieke einddoel wat Jesus het, is om jou langs hom op sy troon te hê. Hy wil jou hê as bruid. Jy moet jou voorberei. Wat het Jesus gedoen? Sy samewerking. Die Vader het Jesus gestuur. Jesus het gekom om ons te verlos, deur sy lewe te gee. Wat doen jy? Wat doen ek? Wat doen ek? Bou ek regtig? Of lê ek dormant en ek gee nie 'n duiwel om oor my geestelike toekoms nie? Ons worry te veel partykeer oor môre en ek natuurlik oor gister. Want ek het mos gesê ek sukkel 'n bietjie met die verlede. Jy weet ja, maar in elk geval, die Here is op die troon. Kom ons gaan aan. En die stad het vierkantig gelê. Nou ja, hier kom nou die mate. Jan, julle moet luister. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte, sy breedte, sy hoogte was gelyk. Was almal dieselfde. Nou ja, outomaties, vanselfsprekend, dink 'n mens, ek in elk geval, ek kan nou met die tyd meet, jy weet, dis soveel, of ek kan met my kar ry, dit is so ver, nou dink ek, okay, 1500 kilos is tot in die Kaap, hiervandaan of tot in die Kaap, is 1500, nou is hy square, hy's vierkantig, hy's so hoog en so lank en so breed, hulle is eners. Nou is hy so hoog ook. Ja, dan moet seker plek wees waar ons gaan vlieg, nee. Maar in elk geval, mensies, ons het gaan krap, ek en Rensa, ons het die Bybel gevat en ons het gelees. Ek dink laasnag hier by, was dit hier by 2 uur se kant, het ons weer gekyk en gepraat oor die goed, want 'n mens, ek kan nie tot rus te kom as daar so 'n vraag is en ek weet nie, want ek het nooit regtig gedink om daarna te kyk nie. Maar hier kom die vraag en dit kan nie wees nie. Nou lees die volgende versie. Hy sê, en hy het sy muur gemeet op 144 L. Nou wat van die muur het hy gemeet? Wat 144 L is. Nou 'n L is van hier tot hier. 'n L. Volgens nou 'n man se hand. Volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is. Nou wat is dit? Wat beteken dit? Net die volgende versie. Kom ons gaan terug na die eerste versie. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Nou myl is 'n Engelse maat. Ons sê nou kilometers hierso, maar die myl was in Engeland. En is nou nog daar. En hy het, ja, kom ons stop daar. Maak hierdie goed sin? Nee, dit maak nie sin nie. Daarom moes ons gaan kyk het na die oorspronklike taal. Nou ek gaan julle nou vandag wys. Ek hoop julle gaan verstaan wat ek hier gedoen het. Ek lees hom nou in Engels. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with a reed, 12,000 furlongs. Die Afrikaans sê myl. Hy gebruik die maat as 'n myl. Maar die Engels gebruik hom as 'n furlong. Nou wat is 'n furlong? The length and the breadth and the height of it are equal. Hier lê die geheim. Are equal. Nou kom ons kyk na die Griekse die Strongs, die Griekse woordeboek. Wat 'n furlong beteken in die Grieks. Hier is hy, G4712. Dit beteken 'n stadion. 'n stadion, as jy hom wil anders uitspreek.
ek het hierdie gekopie-paste. Ek het dit gekopie-paste. So, ek haal hom net so uit die dinges. Maar daar's nog meer wat ek nou nie eers afgehaal het nie. From the base of G2476. Ek het nie eens daar gegaan nie, want jy kry genoeg inligting hierso. A certain measure of distance, by implication, a stadium, or race, hardloop, 'n reiskors, 'n furlong, 'n reis. Nou wil ek graag net hier by die kors stop. As jy nou gaan kyk en jy gaan lees in James, dan sê hy daar, in die Afrikaans sê hy, die loop van die mens, lewensloop van die mens. Nou in die Engels sê hy the course. Nou daai course is 'n baan, as jy gaan kyk, is 'n course, 'n baan, soos hy hier sê, 'n reiskors. Dan gaan kyk ek, wat beteken die woord stadium? To stare, met ander woorde om te kyk, to stare, by implication, to discern clearly, physically or mentally. Dit is baie belangrik. Ons gaan nou terugkom na mentally toe. By Hebraism, to experience, behold, perceive, take heed. Dit is wat die woord stadium dan nou beteken. Nou wat beteken dit? Jou muur is 'n furlong. Dit beteken soos 'n baan. Jy weet, die buitekant het ons 'n skrifgie op wat sê, as jy in hierdie reis hardloop en jy doen dit nie volgens die reëls en regulasies en dan gaan jy nie 'n prys kry nie. Dit is belangrik, dis in die woord. Nou jou muur is nou so lank. Maar dit lyk vir my, dis denkbeeldig daai 1500 myl. Dit sê nie vir my iets nie, maar wat dit wel sê is, dis 1500 furlong. Maar hulle is almal dieselfde, maar dis 'n baan. Dit is soos 'n stadium wat mense kom kyk. Nou stadium beteken to stare, is mense wat kyk. By implication, to discern clearly, om te sien hoe lyk dit. Physically or mentally, met ander woorde, hierdie kyk na iemand se muur, kan jou mentally ook verander of aktiveer om God te dien. Want as jou muur, en dan moet al die mure, al die mure, wat ewe lank, ewe hoog, ewe diep is, moet dieselfde wees. Hulle is equal. So die klem lyk dit vir my val hier op equal. Met ander woorde, as jy die bruid is, gaan jy nie, kan ek nou maar die woord gebruik, 'n twee-gat jakkals wees nie. Jy gaan nie hier hardloop. Jy weet, die Engels het eintlik vir my 'n baie nice woord wat hulle gebruik. Hulle sê, he run with the hare and he hunt with the hunters. So hy hardloop saam met die hasse, maar as hy by die hunters is, dan jag hy saam met hulle. Nou dit is baie mense. Wie is, as jy by 'n party is, dan vloek jy en jy skel en dis vuil grappe en jy tryp en jy doen al daai goedes terwyl jy daar is. Sondag is jy tussen die Christene. Dan sit jy in die kerk asof botter nie in jou mond kan smelt nie. Ekskuus man, maar regtig waar. Jy moet van alle rigtings af, moet dieselfde wees. En daardie mure, oral waar daardie muur is, wat 'n furlong is dit 'n stadium wat die wêreldse mense na jou kyk en hulle moet almal altyd dieselfde wees. Equal. Jy kan nie eendag die Here dien en die ander dag nie. Jy kan nie eendag so wees en die ander dag so wees nie. Jy moet konstant wees. Jou lewe moet konstant wees. Daar moet nie ups and downs wees nie. Die bruidsinne, die bruidse lewe, dit is nie die gemeente nie, want ek het nou al 'n paar keer gesê, die gemeente is nie die bruid nie, maar die bruid kom uit daardie gemeente uit. Maar hulle is eens en twees. En ek is seker, baie gemeentes gaan nie eers die eens en die twees hê nie.
So ernstig is hierdie saak. En ek gaan eendag, as julle wil, sal ek vir julle die hele uitleg, soos wat die Here dit vir ons gegee het, vir julle gee, om te sien hoekom ons sê, die gemeente is nie die bruid nie. OK, ek hoop julle verstaan hierdie. Kom ons kyk of ek nog iets het. Dis die einde. Vandag is ons vroeg klaar. Jan, ek hoop julle verstaan wat ek sê. Nou, ek wil weer 'n keer sê, Niels van Sail ken ten dele. Ek gaan nou nie vir jou sê, dit is dit, en as jy nie dit glo nie, dan is jy hel toe nie. Nee. Dit het net vir my nou ewigheidswaarde, want hoe ek gekyk het na die ding, die hele skrif is deur God ingegee, nuttig vir lering. Is die 1500 myl vir my nuttig vir enige lering, teregwysing, onderwysing, weerlegging? Ek het daar gegaan. Here, maar hierdie is nie wat u woord sê dit moet vir my wees nie. So ek vra asseblief, wys ons wat hierdie is. En ek en Renza het dit was so lekker om weer hierdie te studie en regtig wat ons nie geweet het nie. Ons het nie dit geweet nie. Maar vandag verstaan ek dit. Ek verstaan dit, want ek het na die Grieks gaan kyk en na die oorspronklike taal wat dit is. En dit maak vir my sin. Ek hoop julle verstaan wat ek bedoel deur hierdie te aanvaar het vir my. So prys die Here, tot 'n volgende keer. Die Here seën vir julle.